Dankie ons almagtige Vader Jahwe, dat ons die voorreg het om te mag bid, spreek Jahwe, u diensknegt, u diensmaagd luister. Dankie dat ons, as ons na die tabernakel kyk en daar die voorhangsel wat vir ons geskeur is, met vrymoedigheid na u toe kan kom. En Vader Jahwe, as ons maar net dink, die allerheiligste, u direkte teenwoordigheid, wat 'n genade dat ons rondom die troon mag vergader in gees en in waarheid, met daardie kinderlike vrymoedigheid, dat u ons onderrig en ons leer. En daarom vra ons Vader, laat u woord diep in ons harte tref. Helder ons verstand op en ons gedagtes, ons begrip en ons hele wese, dat ons met hart, siel en liggaam u sal lief hê, maar ook ons kragte en verstand, dat ons in alles vir u 'n offer sal bring, 'n volkome offer, soos wat Yeshua sy lewe volkome neergelê het. Dankie dat ons dit mag bid in Yeshua se naam. Amen. U kan die sitplekke inneem, baie dankie. Voorreg om hier in Kuruman te kom kuier, en ons het vanoggend 'n baie belangrike gedeelte om met mekaar te deel, veral as ek so na die jong geslag kyk. Miskien sal die ouer mense wat 'n baie goeie geheue het vir my sê, hulle het al iewers so 'n preek gehoor, maar nou ja, kom ons verduidelik weer vir die kinders, laat die groot mense kan verstaan. Dis belangrik om te weet, Jahwe het 'n verbond met sy volk. En ons noem dit verbondsonderrig. Wanneer ons die woord oopmaak, dan het ons 'n begeerte om die verbond, daai vastigheid uit Jahwe se woord in ons lewe te glo, te bely. Maar saam met verbondsbeloftes kom daar verbondsverantwoordelikheid. En daarom is dit onvolledig om net al die beloftes op die punte van jou vingers te noem en self te sê, dit staan daar of dit staan daar. Maar dit dra nie vrug in jou lewe nie. In jou krisisuur of in jou probleem of in jou jongmenslewe is die woord of die prediking daar, maar jy weet nie regtig hoe om dit toe te pas nie. So vanoggend gaan ons nou 'n mond vol uit 'n verbondshoofstuk, Esegiel 37, en dan, nadat ons dit gelees het, net 4 punte, hoofpunte. Ek wil dit so duidelik as moontlik sê en herhaal, en dan kyk ons hoe dit net so in die Nuwe Testament toegepas word. Nou ja, kom ons begin met die bekende Esegiel 37. Esegiel 37 is baie bekend vir die beeld van die doodsbeendere. Esegiel wat in die tyd lewe van die ballingskap, hy is as jong man weggevoer, sit daar in Babylon by die Kebar rivier, en Jahwe wys vir hom sy raadsplan. Dis nie die einde nie. Hierdie Israel wat soos doodsbeendere verstrooi is, geen lewe nie, enige iemand wat al op 'n karkas afgekom het, dis nie 'n mooi gesig nie, of waar daar 'n klomp karkaste lê. Dis Israel, dood. Geen lewe nie. En dan sien ons nou hoe ons eerstens hierdie beeld van dood na lewe. Dis die eerste van 4 temas, van dood na lewe. En dan die tweede beeld gaan wees, die 2 houte wat bymekaar gevoeg word, van verstrooidheid en verdeeldheid tot eenheid. Uit die lewe kom eenheid. Dis ons tweede tema. En dan die derde tema, waaruit daaruit gaan voortvloei, is vrede, goddelike vrede, 'n verbond van vrede. Want dit is nie net asof ons gaan lewend wees en ons eie ding doen nie, nee, dit is met Jahwe vrede. Dis die derde tema. En dan die vierde en die klimaks is die heiligdom van Jahwe. So, ons begin by die uiterste teenoorgestelde doodsbeendere tot by die heiligdom van Jahwe. Mens kan sommer hoor, dis beelde wat helder is, dis op die vlaktes, dood, wit bene, tot by die plek waar Jahwe met sy volk, in sy huis, in sy allerheiligste, verenig met goddelike vrede. 'n baie sterk evangelie opsomming. So, kyk uit daarvoor.
Esegiel 37 vanaf vers 1 tot 14 is die eerste beeld van die doodsbeendering. Die hand van Jahwe was op my en hy het my uitgebring deur die gees van Jahwe en my neergesit in die laagte en dit was vol bene. En hy het my by hulle laat verbygaan na alle kante toe en kyk, daar het 'n groot menigte oor die laagte gelê en kyk, hulle was baie dor. Toe sê hy vir my, mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord, Jahwe, u weet dit. Daarop sê hy vir my, profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle, dorbene, hoor die woord van Jahwe. So spreek Jahwe tot hierdie bene. Kyk, ek bring gees in julle in, sodat julle lewendig kan word. En ek sal seënings op julle lê en vlees oor julle laat kom en 'n vel oor julle trek en gees in julle gee, sodat julle lewendig kan word. En julle sal weet dat ek Jahwe is. Toe het ek geprofeteer soos my beveel was, en sodra ek geprofeteer het, was daar 'n geruis. En kyk, 'n beroering. En die bene het nader gekom, elke been na sy been. Toe kyk ek, en daar was seënings op hulle. Daar het vlees opgekom, en 'n vel is boor hulle getrek. Maar daar was geen gees in hulle nie. Daarop sê hy vir my, profeteer tot die gees, profeteer mensekind en sê aan die gees, so spreek Jahwe, kom aan uit die 4 windstreke, o gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word. En ek het geprofeteer soos hy my beveel het, toe het die gees in hulle gekom, en hulle het lewendig geword, en op hulle voete gaan staan, 'n ontsaglike groot leer. Toe sê hy vir my, mensekind, hierdie bene is die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê, ons bene is verdor, en ons verwagting is verlore. Dit is klaar met ons. Daarom profeteer en sê aan hulle, so spreek Jahwe, kyk, ek sal julle grafte oopmaak, en julle uit julle grafte laat opkom, o my volk. En ek sal julle bring in die land van Israel. Julle sal weet dat ek Jahwe is, as ek julle grafte oopmaak, en julle uit julle grafte laat opkom, o my volk. En ek sal my gees in julle gee, dat julle lewendig kan word, en ek sal julle vestig in julle land, en julle sal weet dat ek, Jahwe, dit gespreek en gedoen het, spreek Jahwe. Dis die eerste beeld, dis duidelik, dis helder, dis eenvoudig, maar dis treffend, want dit is van dood tot by lewe deur die gees van Jahwe. Nou gaan ons oor na die tweede beeld, die eenwording, vers 15. Verder het die woord van Jahwe tot my gekom en gesê, en jy mensekind, neem vir jou 'n stuk hout en skryf dit daarop vir Juda en vir die kinders van Israel, sy bondgenote, en neem 'n ander stuk hout en skryf dit daarop vir Josef, die hout van Efraim, en die hele huis van Israel, sy bondgenote. Voeg hulle dan vir jou bymekaar, die een by die ander, om een stuk hout te wees, en laat hulle een word in jou hand. En as die kinders van jou volk met jou spreek en sê, sal jy ons nie te kenne gee wat u met hierdie dinge bedoel nie, sê dan vir hulle, so spreek Jahwe, kyk, ek sal die stuk hout van Josef neem, wat in die hand van Efraim is, en die stamme van Israel en sy bondgenote, en ek sal hulle by hom voeg, by die stuk van Juda, en hulle een stuk hout maak, en hulle sal een word in my hand. So moet dan die houte waar jy op skrywe in jou hand wees voor hulle oë. En sê vir hulle, so spreek Jahwe, kyk, ek gaan die kinders van Israel haal tussen die nasies waarin hulle getrek het, en ek sal hulle van alle kante bymekaar laat kom, en hulle bring in hulle land. En ek sal hulle een volk maak in die land, op die berge van Israel, en een koning sal vir almal koning wees. Hulle sal nie meer 2 nasies wees nie, en verder nie meer in 2 koninkryke verdeeld wees nie. Hulle sal hulle nie meer verontreinig met hulle drekgode, en hulle verfoeisels met al hulle oortredinge nie, en ek sal hulle verlos uit al hulle woonplekke, waarin hulle gesondig het, en sal hulle reinig, so sal hulle dan vir my 'n volk wees, en ek sal vir hulle God wees. En my knegt Dawid sal koning oor hulle wees, en hulle sal almal een herder hê, en hulle sal in my verordeninge wandel, en my insettinge onderhou en daarna handel. En hulle sal woon in die land wat ek aan my knegt Jakob gegee het, waar julle vaders in gewoon het,
Ja, hulle sal daarin woon, hulle kinders en hulle kindskinders tot in ewigheid. En my knegt Dawid sal hulle vors wees vir ewig. Pragtig. Tweede beeld, nou volg die woon, die vrede, die shalom. Vers 3, en ek sal 'n verbond van vrede met hulle sluit, dit sal 'n ewige verbond met hulle wees. Ek sal hulle daar bring en hulle vermenigvuldig, en ek sal my heiligdom in hulle midde vestig. Hier gaan ons nou oor na die vierde tema. Ek sal my heiligdom in hulle midde vestig vir ewig, en my tabernakel, my woonplek, sal oor hulle wees, en ek sal vir hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. En die nasie sal weet dat ek Jahwe is, wat Israel heilig as my heiligdom vir ewig in hulle midde sal wees. Mag Vader Jahwe sy wonderlike woord in ons harte seën. Nou, ek weet, ons is nie meer gewoond aan lang hoofstukke nie, en ons aandagspan is 20 minute, en ek moet nou vinnig praat, en dit is amper in hierdie wêreld asof mens moedeloos word, want in die godsdienstwêreld is daar soveel onkunde, daar's nie begrip nie, daar's nie insig nie, daar's nie verbande nie, dinge word uit verband uit getrek. So ek wil regtig vanoggend vir elkeen vra, daar's wonderlike lekker kos op pad, ons het niks om oor te kla nie, die banke het lekker kussings, ons moet ons allerbeste vir die allerhoogste gee, want hierdie profesie is die wonderlikste genade waar Israel doodsbeendere is, tot by 'n plek waar ons, nie net vir 'n oomblik nie, maar tot in alle ewigheid Jahwe se heiligdom is. Dis enorm, daar kan nie 'n groter impak wees ooit in ons lewe. Daar kan niks anders wees wat ons begeer as om hierdie verbondsbelofte te glo en daarvolgens te leef, verantwoordelik. Nou kom ons vat hierdie 4 temas. Lewe uit die dood. Sê maar. 2 houte wat een word, van verstrooi na eenheid. Derde een, vrede, verbond van vrede. En die 4de een, heiligdom. Jahwe se tabernakel. Ons blaai na Efesiërs 2. Ek gaan heeltyd terugverwys na Jesegiel 37, so julle kan 'n boekmerkie daar sit as julle wil. Ek gaan heeltyd wys hoe die apostels dit prakties toepas. Nou hoekom ek dit spesiaal noem? Ek gaan nou nie name noem nie, want dit word opgeneem. Maar die jong mense, wat baie keer hulle self moet verduidelik oor Jahwe het 'n volk, Jahwe werk met sy volk. En dan hoor ons baie keer in die wêreld, maar alles en almal is gelyk voor Jahwe. En die tekste wat gebruik word is Efesiërs 2. En dis deels hoekom ek veral vir ons jong mense wil wys, hoe word Efesiërs 2 terug in verband gebring met Jesegiel 37, sodat ons begrip kan hê, wat beteken dit as Paulus aan die sogenaamde heidene of nasies skryf in Efesiërs 2. Maar ek wil dit graag doen aan die hand van hierdie pragtige 4 temas, sodat ons ook nie net in die versoeking trap of slag gehad om te stry en te beklei oor tekste terwyl ons die boodskap mis nie. Dit het 'n boodskap van lewe. Efesiërs 2 vers 1, hier begin ons. En julle het hy lewend gemaak wat dood was. Nou dis so duidelik, Jesegiel 37 se eerste beeld. Israel was dood. En dit was baie duidelik as ons Jesegiel 37 lees, dat Jahwe nie meer die Amalekiete of die Filistyne of die Moabiete spreek nie. Jesegiel 37 is, en jy mense kan profeteer vir die kinders van Israel. So wanneer ons die tema kry in die Nuwe Testament van dood na lewe, en ons gaan begrond dit in die Ou Testament, dan sien ons die enigste volk vir wie daar geprofeteer was, dat julle was dood en julle sal lewend word, is vir Israel. En dit is 'n fundamentele beginsel, dit is jou wegspringplek, dit is jou raamwerk, dit is 'n verbondsbepaling, dit is 'n verbondsbelofte. Maar nou, luister mooi, die gemeente wat dood was, die mense, die volk, die Israel, wat dood was, moet ons nou definieer, wat 'n tipe dood praat ons van? Wel, hy sê, julle was dood deur die misdade en sondes. En dit moet ons verstaan. Ons het hier te doen
met die eerste opstanding, eerste lewendmaking, waar Jahwe vir sy volk die lewe gee, die wedergeboorte. Jy was dood in die misdade. Hoe lyk iemand se lewe wat dood is? Efesiërs 2 vers 2. Waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld. Jy lyk soos die wêreld, jy maak soos die wêreld, jy dink soos die wêreld. Volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikheid van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander. Daar bestaan nie iets soos 'n goeie mens nie. Daar bestaan nie so iets soos van dis 'n oulike mens nie. Ons almal het volgens die wil van die vlees gewandel. Ons almal was onder die toorn. Ons almal is skuldig aan Jahwe se wet. En dit is ons dood. Die dag as Adam en Eva sondig het hulle die dood deelagtig geword. En nou kom Vader Jahwe so mooi binne die verbond met Israel en sê, ek maak julle wat dood was deur die misdade, deur die sonde, lewend. En hy brei in Efesiërs 2 nou uit op hierdie eerste beeld. Ons is nou by ons eerste beeld van dood na lewe. Hy sê in vers 4, Efesiërs 2 vers 4, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was, deur die misdade. Hy sê dit weer, ons was dood deur die misdade, lewend gemaak. Saam met Messia uit genade is julle gered. Hoekom het Jahwe ons lewend gemaak? Dis 'n boodskap van liefde. Hy sê duidelik, hy het ons lief gehad. Hy het ons lief gehad. Wanneer jy die beeld van Jesegiel 16 van toe Jerusalem in haar bloed gespartel het, hy het ons lief gehad. Hy sê in Deuteronomium 7, ek het julle lief gehad, nie omdat julle die grootste of die sterkste was nie, maar julle was die geringste van al die volke. Is 'n vooruit bepaalde verbondsliefde. Toe jy dood was, het ek jou lief. En daarom, liefde wek ons op. Hierdie boodskap is 'n verbondsbelofte van dood na lewe, maar is 'n verantwoordelikheid. Jy moet Jahwe jou God lief hê met jou hele hart, want hy het jou lewend gemaak. En dit is die krag van die evangelie. Paulus sê verder, ons is saam met Messia opgewek en saam laat sit in die hemele. Dis 'n verborgenheid, dis 'n geloofsak. Ons sal sê, hier sit ons. Ja, ons liggame sit hier. Maar wanneer ons Jahwe in gees en in waarheid aanbid volgens Johannes 4, sê Yeshua vir die vrou by die put, vrou, daar kom 'n uur wat julle nie in Jerusalem of in Samaria sal aanbid nie, maar julle sal die Vader in gees en in waarheid aanbid. En dis wat Paulus bedoel. Ons is in Jahwe, in Yeshua verenig. Nou ek gaan nou heeltyd Efesiërs 2 gebruik. Maar elke keer om dit te verduidelik, gaan ek uit Johannes quoteer. Al 4 hierdie begrippe word pragtig in Johannes verklaar. Soos byvoorbeeld, as ons besig is met die tema van dood na lewe, glimlag net as julle weet waarvan ek praat. Johannes 3 gaan oor Yeshua se gesprek met Nikodemus oor die weergeboorte. Nie waar nie. As jy nie weergebore word nie, kan jy nie die koninkryk nie sien nie. As jy nie lewend gemaak word nie, dan bly jy dood. So daar's 'n hele hoofstuk wat daaroor gaan. Wat sien ons wat hier gebeur? Jesegiel het 'n profesie gehad. En baie keer staan ons so 'n bietjie kultuurhistories ver en ons sê, wel, ons weet nie lekker wat hier aangaan nie, maar hierdie magtige leer klink vir my soos 'n volk wat opstaan in Suid-Afrika en hier gaan ons. Dis glad nie wat dit is nie. Die magtige leer van Jesegiel 37 is Yeshua wat ons uit die doodheid lewend maak, sy gemeente, sy bruid oor die eeue. En hy laat ons staan op sy voete en hy vul ons met sy gees. Jesegiel 37 vers 14, wat ons in Pinksterdag sien, hoe hy sy volk vul met die verbond, die seël van die verbond, die Heilige Gees. En wat vloei daaruit? Verantwoordelikheid. Efesiërs 2 vers 10, ons is sy maaksel geskape in Messia Yeshua tot goeie werke. Tot goeie werke. Ons is lewend gemaak tot goeie werke wat God voorberei het sodat ons daarin kan wandel. So, sluit hierdie eerste punt af. Ons sal nou om terug verwys, maar ons sluit eers daarmee af. Jahwe maak ons lewend in Yeshua se sterfte en opstanding sodat ons vir hom kan lewe. Dis Jesegiel 37 se dorbene wat lewend gemaak word. Dit het niks te doen met die wêreld nie, dit het niks te doen met ander volke nie, dit het te doen met Israel se dor en dooie bene.
Dit is wat Paulus hier in Efesië 2 bedoel, want Efesië, ek hoop julle weet op 'n kaart min of meer waar Efesië is, Klein-Asië, dis nie meer daar in Jerusalem, is nie daar naby waar Israel gebly het nie, dis al op Paulus se sendingreise, Asië, Klein-Asië, daar wat Turkye vandag is. En as ons nou verder gaan Korintiërs, is dit Griekeland. En as ons verder praat Filippense, is dit Macedonië. In die brief van die Romeine is Italië. So, die gehoor vir wie Paulus skryf, ervaar die vervulling van die profeseë in die een wat ons nou vanoggend hanteer is Jesegiel 37. Reg, die volgende is baie interessant. Henry, kan julle daar agter hoor? Is julle reg? Ek wil nou nie skreeuerig geraak nie, dan gaan die klompie voor sy ore weer seer kry. Maar ek hoor daar's kompetisie. Die tweede tema in Jesegiel 37, 2 houte wat een word. Nou die wat dit nie mooi verstaan nie, die jong mense, gaan lees die boek Konings. Wel, eers Samuel, waar ons lees van Saul die eerste koning, Dawid wat in sy plek gesalf word. Dawid is oor al die stamme van Israel koning. Hulle gaan leer met die 12 stamme van Israel, Juda en Simeon en Levi ensovoorts, en gaan lees hoe sy seun Salomo deur sy verbondsverbreking, sy hoerery, dan gestraf word dat in sy seun se tyd die ryk sal skeer. Nou daai skering van die ryk is nie net grense, bietjie beklei nie. Is nie net bietjie beklei nie. Om 'n voorbeeld te illustreer hoe die 10 en die 2 stamme met mekaar in oorlog was. Ons almal ken die tragiese gebeure van die konsentrasiekampe. Ons praat van rofweg 27-30.000 vrouens en kinders, wat tragies is. Die Noordryk het 120.000 vrouens en kinders weggevoer. 120.000. Dis wat broer teen broer gedoen het. Daar was insidente en gevalle wat skrikwekkend was. En in goddeloosheid, want nie een van die 10 stamme se konings het Jahwe gevrees nie. Hulle het gaan heiligdomme opsit en afgoede aanbid. Ons dink aan die verhaal van Agab, wat met Isebel getrou het, en hoe goddeloos dit was, hoe Jahwe se profete geslag en gejaag was. Lees die verhaal van Elia. So as ons praat van die ryk wat geskeer het, is dit nie net geografies nie, dit was in totaliteit gewees. En wanneer Jahwe die wonderwerk verrig, dat dooie bene lewendig word, dan is dit in dieselfde Gods almag, dat hy 2 ryke wat soos die Noord en die Suidpool mekaar gehaat het, weer by mekaar kan voeg in sy hand. Nou dis baie belangrik van hierdie boodskap. Yeshua is die een wie sy heerlikheid ons bevestig, want hoe het ons van dood na lewe gekom? Efesiërs 2, in sy sterfte en in sy opstanding. Hoe kom hierdie 2 huise weer by mekaar? In Yeshua. En ons lees nou in Efesiërs 2, en ek wil hê julle moet volg. Ek wil iets sê wat ek vermoed, dat die dag toe Paulus Efesiërs geskryf het hy Jesegiel 37 hier langs hom gehad. Want julle gaan nou sien presies die volgorde. Hulle volg op mekaar. Jesegiel 37 begin met dood na lewe. Efesiërs 2 begin met dood na lewe. Jesegiel 37 praat nou van die eenwording. Kom ons lees hom. Efesiërs 2 vers 11. Daarom onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenis genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, dat julle in die tyd sonder Messia was, vervreemd van die burgerskap van Israel, vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop, sonder God in die wêreld. Hoe klink dit? Jy kan mooi onthou wat die doodsbeendere gesê in Jesegiel 37. Wee ons is verlore. Daar is vir ons geen verwagting. Hoe klink dit? Sonder God, sonder hoop, sonder die verbonde. Wat quoteer Paulus in Efesiërs 2? Sonder Messia, sonder die verbonde, sonder hoop. Dis presies die doodsbeendere se taal gewees. Vreemd ten opsigte van die burgerskap van Israel, verlore. Dis presies Jesegiel 37 se doodsbeendere se taal. Maar, vers 13, begin met 'n groot maar. Nou, en ek wil dit duidelik onderstreep,
in Messia, Yeshua, het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Messia. Dis die evangelie, want hy is ons vrede, en dis ons derde onderwerp, ek gaan nou eers stop. Wel, hy sê, hy wat albei een gemaak het, en die middelmuur van skeiding afgebreek het. En dis hier waar die wêreld verward is. Want daar's net een duidelike plek in die Ou Testament, Esegiel 37, wat wys daar was twee wat een word. Daar is hierdie gebrokendheid wat in die bloed van Messia vernietig word of wat genees word en hulle word weer een. Nou ek het gesê ek gaan die hele tyd die evangelie van Johannes quoteer. As Yeshua Messia omdat die woord so duidelik sê dat hierdie eenwording in hom plaasvind, dan behoort ons verseker iets in die evangelies daarvan te lees, van twee groepe wat by mekaar kom. En daar is 'n spesifieke beeld in Esegiel 37, en hulle sal een koning hê, en een herder. Nou wat pas 'n herder op? Skape. So waar in Johannes het ons 'n hele hoofstuk oor die herderskap van Yeshua. Johannes 10. Ek is die goeie herder, wat my lewe aflê. Kom ons blaai toe. Johannes 10. Asseblief, merk hom, ons sal die boodskap opneem, as jy na die tyd weer so 'n bietjie wil gaan kyk. Dis krities belangrik om die evangelie in die krag van Jahwe te verstaan. Anders het ons 'n goedkoop evangelie. Die werk wat Yeshua gedoen het is prysenswaardig. Dis lofwaardig. Dis enorm en dit het 'n verantwoordelikheid op ons lewe. Johannes 10, ek hoop julle ken die eerste gedeelte waar Yeshua so mooi sê, die Satan het gekom, die duiwel het gekom om te steel, die dief het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. Die gang van Johannes 10. Maar dan in vers 16. Johannes 10 vers 16. Hy is binne die beeld van die herder en die skape. Yeshua is hier in Israel, in die gebied, Jerusalem, omstreke, Galilea, daar waar die een groep is. Maar nou sê hy, maar ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en dit sal wees een kudde, een herder. Waar het ons in Esegiel gelees van een kudde, een herder? In vers 24. Esegiel 37 vers 24. Een kudde, een herder. Dis presies dit. Maar dit was binne Esegiel 37, binne die prent van die twee houte. As ons omblaai in Johannes 11, dan profeteer, is dit Kajafas. Julle weet niks nie, dit is voordelig, dat een man vir die volk sterwe. Dit het hy nie uit homself gesê nie, want hy was hoëpriester. Johannes 11, vers 52. Johannes 11:52, en nie alleen vir die volk nie, maar ook om die verstrooide kinders van God, en kyk hy woord, tot 'n eenheid saam te voeg. Dis glashelder. Daar's net een plek en een beeld in die Ou Testament wat praat van 'n herder wat twee, noem dit nou maar kuddes het, wat saam gevoeg moet word, en dis net die herder wat dit kan doen, tot 'n eenheid. Dis glashelder, daar's nêrens in die Ou Testament waar daar 'n alliansie met die Moabiete of met die Edomiete, daar's niks van dit nie. Daar's net hierdie duidelike beeld van die twee houte, en hy sê Esegiel nog ons die details, skryf op die hout vir Efraim en sy bondgenote en Juda en sy bondgenote, en dat hulle by mekaar kom. So die geografie vir die jong mense, op hierdie stadium wanneer Yeshua daar was op aarde, jy het jou 10 stammeryk wat verstrooid was, wat Paulus in Efesiërs 2 sê, ons gaan nou weer terugkeer, hulle is in die wêreld, hulle is in Klein-Asië, hulle is in Rome, hulle is in Griekeland, hulle is verstrooid, sonder God, sonder hoop, hulle word nasies genoem, etnos. En Yeshua sê, ek moet hulle ook
inbring. Ek is die herder. Maar nou spring ons nie verward rond nie. Ons gaan terug en ons sien dis Esegiel 37. Net soos die tema van die dood na die lewe, so ook die tema van die verstrooidheid tot 'n eenheid. Ons derde tema. In Esegiel 37, ons blaai vinnig weer soontoe. Vers 26. Wanneer Jahwe ons lewend maak, wanneer Jahwe vir ons in Yeshua met hom bind, en ek moet eintlik daaroor uitbrei, dit is nie net Israel wat met mekaar een word nie, dis Israel wat met Yeshua een word. Johannes 17 bid Yeshua, Vader, net soos ek en u een is, wil ek hê dat hulle met ons een sal wees. Die tema van eenheid gaan tot die uiterste intiemheid, tot 'n bo verstand, mense se verstand kan dit nie verstaan nie, hoe kan ons met hom een word? Heilig hulle in die waarheid, u woord is die waarheid, ek het myself vir hulle geheilig, ons is sy eiendom, ons is sy naaste, sy liggaam, sê die beeld van die hoof in die liggaam, ons is sy bruid, ons is sy naaste, een met hom, dis hoe diep hierdie tema gaan. Ons is by vrede, ons is oor die halfpad merk om des. Esegiel 37 vers 26, ek sal 'n verbond van vrede met hulle sluit. Nou kom ons kyk in in Efesiërs 2. 3 keer. Die van julle wat lekker saamwerk met julle Bybels, 3 keer word dit beklemtoon, dat hierdie werk van dood na lewe, van samevoeging, het die vrug van vrede. Want wie is Yeshua? Jesaja 9, 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, hy word genoem, sterke God, ewige Vader, vredevors. Hy bedien die vrede, hy bewerk die vrede, hy heers in vrede. Efesiërs 2. Ons was laaste by vers 13 gewees, toe ons gesê het, hy het ons in Messia, het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Messia, vers 14, want hy is ons vrede. Jahwe beloof vir sy volk in Esegiel 37, ek sal 'n verbond met vrede met julle sluit. Yeshua is die engel van die verbond, hy is ons vrede. En dan is hy weer terug by die eenwording, hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het. En die wet van die gebooie wat in insittinge bestaan het, luister mooi, sodat hy deur vrede te maak, die twee in homself tot een nuwe mens kon skep. Daar's die lewe, daar's die vergifnis, daar's die vrede, daar's die eenheid in hom. Yeshua is ons vrede. Vers 17 herhaal hy dit, en hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was. As ek vinnig vir julle moet vra, ons quoteer elke daai 4de evangelie nee, van Johannes. Wat sê Yeshua van vrede in die boek Johannes? Ons kyk gou vinnig na 3 tekste. Johannes 14. Yeshua is die vervulling van Esegiel 37. Alles wat Jahwe sê, ek sal, doen hy in Yeshua. Ons het dit in die evangelie. Dit het vir die gemeente implikasie, ons moet daarvolgens lewe. In Johannes 14 lees ons hierdie pragtige belofte. Vers 27. Onthou is die aand voordat Yeshua gevloek uit word, né? Dis die bovertrek gesprek. En hy begin met die sin met vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle. Dis die verbond van vrede. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Dis sy vrede. As ons omblaai Johannes 16 vers 33. Dit het ek vir julle gesê dat julle in my vrede kan hê. Luister mooi, al 4 die temas. Dood in Yeshua, lewe in Yeshua, eenheid in Yeshua, verbond van vrede in Yeshua. Hy is die vredevors. Hy gee die vrede. Wat is die eerste woorde wat Yeshua vir die disippels sê toe hy opgestaan het en hy sien hulle? Petrus, ek wil jou alleen sien.
Nee. Ja. Vrede gee ek aan julle. Johannes 20, wanneer Joshua aan hulle verskyn, die deure was gesluit uit vrees vir die Judeërs, staan Joshua in hulle midde, Johannes 20 vers 19, en toe dit aand was, Johannes 20 vers 19, en toe dit aand was op daardie eerste dag van die week, en die deure waar die disippels vergader, het uit vrees vir die Judeërs gesluit was, het Joshua gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle, goddelike vrede. Esegiel 37, verbond van vrede. Romeine 5 vers 1 sê, omdat ons deur die geloof geregverdig is, het ons vrede met God. Hierdie vrede is nie 'n skietstilstand nie. Dit is nie, ons doen elkeen sy eie ding nie. Hierdie goddelike vrede, Shalom, word mooi versinnebeeld in die stad van vrede, Jerusalem, Jerusalem. Shalom is vrede. Wat gebeur in Jerusalem? Die tempel is daar. Die koningskap is daar. Die wandel met Jahwe is daar. Die volk vergader vir die feeste daar. Dit is in die Ou Testament konteks. So, wanneer Jahwe met sy volk vrede het, en ons 'n nuwe Jerusalem het in Openbaring 21 en 22, dan is dit 'n bruid. Sy staan in verhouding met Jahwe. Sy is lewend, sy is skoon, sy is met hom verbind, sy het goddelike vrede. En dit alles het ons in Joshua verkry, en die eerste paaiement ervaar ons deur die Heilige Gees. Ons het nou die Heilige Gees wat die lewe van God in ons werk, vir die eenheid met Jahwe werk, wat in ons harte heers deur vrede. En die laaste punt, die vierde een, heiligdom. Paulus sê, weet julle nie, dat julle 'n tempel is van sy Gees. So kom ons lees dit vir volledigheidsonthaalwe, is die laaste punt, in Esegiel 37, en ons het drie keer, het ons hier die tema van heiligdom, tabernakel, heiligdom. Esegiel 37 sluit af met hierdie klimaks, nadat Jahwe sy volk lewend gemaak het, gevul het met sy Gees, tot 'n eenheid saamgevoeg het, 'n verbond van vrede met hulle gesluit het, sê aan die einde van vers 26, ek sal my heiligdom in hulle midde vestig vir ewig, vers 27, my tabernakel, my woonplek sal oor hulle wees, ek sal vir hulle God wees, hulle sal vir my volk wees, is presies Openbaring 21, die nuwe Jerusalem, God sal al die trane afvee. Vers 28, en die nasie sal weet dat ek, Jahwe, is wat? Israel heilig as my heiligdom. Van dood na lewe, van verdeeldheid na eenheid, bedien met 'n verbond van vrede, klimaks, huis van Jahwe. Psalm 23, en ek sal in die huis van Jahwe bly, tot in lente van dae. Nou, sê Johannes Evangelie so mooi, wanneer Joshua die sweep vleg en die tempel reinig, breek die tempel af, en ek sal hom opbou in 3 dae. En hy het gespreek van die tempel van sy liggaam. In hom is ons sy heiligdom. Al 4 die punte is in Joshua. En daarom kom ons sluit dan nou af met Efesiërs 2, om te sien. Hoekom vermoed ons dat Paulus Esegiel 37 langsom oopgehaal het, want dit is presies dieselfde temas. Efesiërs 2. Efesiërs 2 sluit nie toevallig af. En of jy dit gehad het of nie, dit maak nie saak nie. Dit is die Heilige Gees wat die profesie geïnspireer het, en dit is die Heilige Gees wat Efesiërs geïnspireer het. Die punt is net, is Jahwe se werking met ons. So sê Efesiërs 2 vers 19, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners. Ek wil amper voeg, dorbene. Julle is nie meer dorbene nie. Maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Vers 20, gebou op die fundament van die apostels en profete, terwyl Yeshua Messia self die hoeksteen is, in wie die hele gebou goed saamgevoeg verhuis tot 'n heilige tempel in Yeshua, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Glashelder. Ons moet nie net godsdiens bedryf nie. Ons moet nie net sê, my paal is in daai kerk en ons doen nou nie dit nie en dat nie. Hierdie 4 punte van dood na lewe, met eenheid met hom, in
vredeverbond, woning van God in die Gees, het 'n verbondsverantwoordelikheid. Ons lewe daarvolgens. Ons lewe elke dag, ons lewe in die koninkryk, gevul en gevoed met die Gees van Jahwe, in sy vrede, met hierdie absolute identiteit. As ek na hierdie pragtige muur kyk, ek is 'n steentjie in sy huis. Die hoeksteen is Yeshua Messia. Ek het nie hierdie los, onsamehangende begrip van ons gaan eendag hemel toe, of ek hoop maak is goed genoeg, of een of ander begrip nie. As daar iemand voel, dat vanoggend se boodskap nie duidelik is nie, dan gaan ek weer kom koffie drink. Jy gaan hom heruitsending kry. Die woord van Jahwe is duidelik, maar is ook genoegsaam. Moenie voel jy het iets anders nodig nie. Jong mense, kry jou raamwerk, jou begrip van die koninkryk van die hemele, met hierdie duidelike boodskap. Jahwe het van ewigheid af hierdie pragtige raadsplan om dorbene te herstel in Yeshua tot heiligdom. Ons is nie minderwaardig nie. Ons is nie vergete nie. Jy is nie vergete nie. Dit is so pragtig, dieselfde Hebreëse woord vir 'n steen, ben. Ben is hier. Ben. Ewen. Is dieselfde woord vir seuns. Jy bou 'n fisiese huis met stene en jy bou die huis van Jakob, het sy huis gebou met 12 seuns. Die huis van Jahwe word gebou op die seun van God, Yeshua die seun van die mens, die hoeksteen. Ons is in hom, tot hom, deur hom. Al die lof, al die eer, al die heerlikheid aan Jahwe. Hy is ons alles. En al voel jy in die vlees soos dor en dood, lees die evangelie van vrede. Lees hoe die apostels, ek het probeer om sterk Paulus, maar ook Johannes te wys, maar die evangelie getuig van die wonderlike profeseë van byvoorbeeld Esegiel 37. As julle nie so honger was nie, kon ons oor Esegiel 36 ook. Ek gee julle 'n nuwe hart, ek gee skoon water. En ons kan borrel, ons het gisterand by ons stilte tyd Esegiel 43 gelees. Jahwe se heerlikheid trek in. En so moet ons, en ek wil elke jong mens aanspoor, ons Bybels lees en leer ken, met begrip. Jy moet Jahwe jou God lief hê, met jou hart, siel, krag en verstand. Moenie sê ek hou nie van lees nie, kry audio Bybel, luister dan die woord. Spandeer tyd, want die beloftes is ontsettend groot, vir elkeen. Jahwe sê duidelik in sy woord, ek is nie aannemer van die persoon nie, my raad staan vir ewig. Moenie voel, dis net daai persoon wat baie praat, of wat gelukkig lyk, dis vir hom nie, dis vir die dorbene. As jy 'n dorbeen is, as jy swak is, elendig is, Yeshua sê die geneesheer het nie gekom vir die sterkes nie, het gekom vir die swakkes. Luister na Dominee Jaco se oggendstiltes oor die evangelie, dis te pragtig, die lammes, die blindes, die swakkes, die uitgeworpenes. Dis Jahwe in Yeshua wat lewend maak. Mag hy ons seën. Kom ons staan en bid ons saam. Vader Jahwe, baie dankie vir u ewige woord. En ons wil as gemeente vra vir 'n sagte hart, 'n sagmoedigheid, 'n leerbaarheid, om voor u te buig en te erken, u woord is die waarheid. Vader Jahwe, wil u ons elkeen se wil so vorm, om te bid, nie ons wil nie, maar u wil geskied. U wonderlike profeseë, die verbondsbeloftes, dat ons dit in ons lewe sal glo, soos Abraham die woord geglo het, en dit is om tot geregtigheid gereken, dat ons in Yeshua waarlik sal glo, nie net met die lippe nie, maar met die hart en die verstand, wanneer ons sien, in hom is ons lewend. Het ons met u daar die toegang, die voorhang sal is geskeur, en ons kan u aanbid as ons verbondsvader. Dankie, dat ons, al is die wêreld vol misleiding, vol donkerheid, dat ons kan skyn, dat die woord 'n lamp is vir ons voet en 'n lig vir ons pad. Laat dit ook so veral in ons jong kindertjies wat opgevoed word. Vader, gee ons ouers asseblief die wysheid
om hierdie verbondswoord te deel, te onderrig, as ons sit, as ons staan, as ons laat by die huis kom, as ons op die pad is, dat ons oor die wonders van die woord sal spreek en daarvolgens lewe. Ons dank U daarvoor in Yeshua. Amen. Kom ons hef die hande op. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee in Yeshua deur die krag van die Heilige Gees. Amen.